Kom ons bestudeer die woord van God met die preek getiteld Pelgrimstog na die geestelike heilige land. In die Christendom, waarheen gaan hulle vir 'n pelgrimstog? Baie Christene gaan na Jerusalem. Waarheen moet ons dan gaan vir geestelike pelgrimstogte? Is dit nie natuurlik om na die geestelike Jerusalem te gaan nie? Die pelgrimstog na Jerusalem is inderdaad betekenisvol. Terwyl ander pelgrimstogte ook belangrik is, word die pelgrimstog na Jerusalem as die grootste beskou. Is dit dus nie die mees betekenisvolle pelgrimsreis om na Hemelse Moeder, die geestelike Jerusalem, te kom nie? Om hierdie rede, wat sê die Gees en die bruid? Kom. Laat ons vandag God se wil bestudeer deur die Bybel, wat ons wakker maak om God te kom ontmoet, sodat ons deur hom ons geestelike seëninge en hoop kan vervul. Kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 1. Openbaring hoofstuk 1 vers 1. Hier volg 'n openbaring deur Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat binnekort moet gebeur. Hy het dit aan sy dienskneg Johannes duidelik gemaak deur sy engel wat hy gestuur het. Dit is hy wat getuig van die woord van God en die getuienis deur Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Gelukkig is die een wat dit voorlees en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor en vashou aan dit wat daarin geskryf staan, want die bestemde tyd is naby. Vandag moet ons fokus op die pelgrimstog na die geestelike heilige land. Die punt is wie kom na Jerusalem, Hemelse Moeder? Vers 3 sê, gelukkig is die een wat dit voorlees en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor en vashou aan dit wat daarin geskryf staan. Ook salig is die wat bewaar wat daarin geskrywe is. Lees en hoor ons nie die woorde van profesie en hou ons ook wat daarin geskrywe staan nie. Ons lees, hoor en hou hulle. Die Bybel profeteer dat almal moet terugkeer na Jerusalem, Hemelse Moeder. Sommige mense lees net oor daardie profesie en ander hoor dit net en doen niks. Baie mense weet nie eers so 'n profesie is in die Bybel nie. Al die kinders van Sion reg oor die wêreld lees, hoor en onderhou egter die woorde van profesie. Ons moet dus altyd vir God dankie sê dat ons al 3 seëninge ontvang. Die seën om dit te lees, dit te hoor en dit te bewaar. Is dit dan nie God se wil om die woorde van profesie in die Bybel te lees, te hoor en te bewaar nie? Wat profeteer die Bybel aangaande Jerusalem, Hemelse Moeder? Kom ons kyk na Galasiërs hoofstuk 4 vers 26. Galasiërs hoofstuk 4 vers 26. Maar die Jerusalem daarbo is vry, sy is. Wie is sy? Ons moeder. Is daar nie 'n stad met die naam Jerusalem wat Dawid op hierdie aarde gebou het nie? Wanneer hulle op 'n pelgrimstog gaan, fokus baie mense net op die fisiese Jerusalem. God maak ons egter wakker dat die fisiese Jerusalem 'n skaduwee is om geestelike Jerusalem te openbaar. Hemelse Moeder is hy nie.
그림자로서 존재하는 어떤 하나의 그 도성일 뿐이다 하는 것을 일깨워주고 있지 않습니까? Maar die Jerusalem daarbo is vry, sy is ons moeder. Kom ons kyk na vers 27. Want daar staan geskryf: Wees bly, onvrugbare vrou wat nie geboorte skenk nie. Jubel en juig, jy wat nie geboortepyne ken nie. Want die baie kinders van die verlate vrou is meer as die van die vrou met 'n man. En julle broers is net soos Isak, kinders van die belofte. Maar soos hy wat op 'n natuurlike manier verwek is, destyds die een vervolg het wat deur die werking van die Gees verwek is, so gebeur dit ook nou. Maar wat sê die skrif? Jaag die slaafin en haar seun weg, want die seun van die slaafin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrou wat vry is, erf nie. Daarom, broers, is ons nie kinders van die slaafin nie, maar van die vrou wat vry is. Amen. Die Bybel laat ons deur die boek Galasiërs weet dat die kinders van Jerusalem hemelse moeder, wat daarbo is, die erfgename van die koninkryk van die hemel is. Ons moet dit nie net lees en hoor nie, maar ook daarna streef om haar kinders te word, of hoe? Kom ons kyk dan na Openbaring hoofstuk 22 aangaande die kwessie om die kinders van die hemelse moeder te word. Kom ons ondersoek nog 'n profesie in Openbaring hoofstuk 22. In hoofstuk 22 vers 17 staan daar geskryf: En die Gees en die bruid sê, die Gees volgens die drie-eenheid verwys na God die Vader. Wie is die bruid van ons Vader vir ons? Sy is ons moeder. Luister asseblief mooi na wat Vader en moeder sê. Wat sê Vader en moeder? En die Gees en die bruid sê, kom, en laat elkeen wat luister sê, kom. En laat elkeen wat dors het, kom. En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry verniet. Daarom moet ons na Vader en moeder kom om die ewige lewe te ontvang, nie waar nie? Baie mense wil graag 'n pelgrimstog na Jerusalem maak. Baie mense maak dit 'n lewenslange wens om Jerusalem te besoek. Waar is die bron van die water van die lewe en die ewige lewe wat ons moet soek? Word hulle nie by Hemelse Vader en Hemelse Moeder gevind nie? Die water van die lewe kan nie bestaan tensy dit deur Vader en Moeder gegee word nie. Daar staan geskryf, en laat elkeen wat dors het, kom. En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry verniet. So, ons moet die plek vind waar God die Vader en God die Moeder, wat die Gees en die bruid is, woon. Diegene wat God die Vader en God die Moeder ontmoet, is die mees geseënde mense. Inderdaad, ons is geseënd. Ons is in Jerusalem. Ons ontvang vertroosting van Jerusalem. En ons woon in die water van die lewe wat Jerusalem gegee het. Ons moet dit altyd onthou. Om hierdie rede, wat sê die Bybel oor diegene wat lees, hoor en bewaar wat in die Bybel geskryf is. Hulle is geseënd. Daarom is diegene wat na Jerusalem kom, Hemelse Moeder, op 'n pelgrimstog na die geestelike heilige land. Kom ons blaai na Jeremia hoofstuk 3. Die profete het profeseë oor Jerusalem regdeur die Bybel opgeteken. Hoofstuk 3 vers 17. Kom ons kyk na hoofstuk 3 vers 17. In daardie tyd sal hulle Jerusalem die troon van die Here noem. Wat gaan hulle doen? By haar sal al die nasies byeenkom. Waar sal die nasies bymekaar kom? By haar sal al die nasies byeenkom. Terwille van die naam van die Here, terwille van Jerusalem.
Hulle sal nie langer die verstoktheid van hulle bose harte volg nie. In daardie dae sal die huis van Juda by die huis van Israel aansluit. En saam sal hulle uit 'n land in die noorde aankom in die land wat ek vir hulle voorouers as erfenis gegee het. Hier staan geskryf: hulle Jerusalem die troon van die Here noem. By haar sal al die nasies byeenkom. In eenvoudige terme is dit 'n pelgrimstog. Alle volke sal vergader om die heerlikheid van Jerusalem, Hemelse Moeder, te sien. Die boek Jeremia is 'n profesie wat ongeveer 2700 jaar gelede geskryf is. Kom ons blaai ook na Jesaja hoofstuk 66. Aangaande die aangeleentheid om vertroosting in Jerusalem te ontvang, het Jesaja soos volg geprofeteer. Jesaja hoofstuk 66 vers 10. Wees verheug saam met Jerusalem en juig oor haar, almal wat haar liefhet. Wees besonder bly saam met haar, almal wat oor haar getreur het. Sodat julle kan suig aan haar vertroostende borste en versadig kan raak, sodat julle kan drink en julle kan verkoop aan haar vol ryk borste. Want so sê die Here, kyk, ek gaan vrede na haar toe afkeer soos 'n rivier, die luister van nasies soos 'n spruit in vloed, en julle sal drink. Op die heup sal julle gedra word en op knieë gewieg word. Soos iemand se moeder hom troos, so sal ek self julle troos, in Jerusalem sal julle getroos word. Benewens die profesie dat alle nasies in Jerusalem sal vergader, profeteer Jesaja hoofstuk 66 dat almal wat Jerusalem liefhet op haar knieë gewieg en oor Jerusalem vertroos sal word. Kom ons gaan aan na hoofstuk 60. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 60 vers 1. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke. Maar oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nasies sal na jou lig trek en konings na die helder lig van jou sonsopkoms. Kyk om jou rond en neem waar, hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Jou seuns van ver af kom hulle aan, en jou dogters op die heup word hulle gedra. Dan sal jy dit sien en jy sal straal, jou hart sal vinniger klop, ruim word. Die profesie in Jesaja hoofstuk 60 is in dieselfde kategorie as Openbaring hoofstuk 1, waar dit geskryf is. Die een wat dit voorlees, en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor, en vashou aan dit wat daarin geskryf staan. Baie mense soek die fisiese Jerusalem vir 'n pelgrimstog. Maar die kinders van Sion soek Jerusalem, Hemelse Moeder. Dit is die verskil. Hulle streef fisiese dinge na, terwyl ons geestelike dinge nastreef. Hulle het 'n fisiese perspektief, maar ons het die oë van profesie en die oë van geloof, en kom na die geestelike Jerusalem. Kom ons kyk weer na vers 4. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Almal kom bymekaar en kom na Jerusalem, Hemelse Moeder. Die mense van die wêreld wat na die fisiese Jerusalem stroom vir 'n pelgrimstog na die heilige land is 'n skaduwee van al die geestelike hemelse kinders wat terugkeer na Jerusalem, Hemelse Moeder. Kom ons kyk weer na vers 4. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Jou seuns van ver af kom hulle aan, en jou dogters op die heup word hulle gedra. Al is dit 2700 jaar gelede geprofeteer, word dit nou baie akkuraat vervul. Kom ons kyk na vers 8. Wie is dit daardie wat soos 'n wolk aangesweef kom, soos duwe na hulle neste? Kom ons gaan aan na vers 12.
Ja, die nasie en die koninkryk wat jou nie dien nie, sal ondergaan. Sulke nasies sal volledig verwoes word. Kom ons gaan aan na vers 14. Na jou sal hulle neergeboe kom, die kinders van jou verdrukkers. Almal wat jou verag het, sal diep neerbuig by jou voetsole. Hulle sal jou noem, stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. Kom ons gaan aan na vers 20. Jou son sal nie weer ondergaan nie, en jou maan sal nie verdof nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig wees, en jou routyd sal verby wees. Kom ons gaan aan na vers 22. Die kleinste sal 'n stam word, en die geringste 'n magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd vinnig laat gebeur. Op die dag wanneer die heerlikheid van Jerusalem oor die hele wêreld skyn, sal alle nasies terugkeer na Jerusalem, hemelse moeder. Dit laat my dink, is my posisie nie werklik 'n seën nie? Die Bybel en die profete profeteer dat Jerusalem hemelse moeder in die middel van die pelgrimstog is. Die Bybel is gevul met die profesieë oor almal wat in Jerusalem bymekaar kom. Kom ons blaai na Jesaja hoofstuk 49. Jesaja hoofstuk 49 vers 18. Kyk oral rond en sien, hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. So seker as wat ek leef, is die uitspraak van die Here, jy sal hulle almal dra soos juwele, soos 'n bruid sal jy hulle omhang. Oor jou pynhope, jou verwoeste plekke, jou vernielde land lê ek 'n eed af. Jy gaan nou te klein wees vir al die inwoners, en hulle wat jou verslind het, sal ver weg wees. Die kinders waarvan jy beroof is, sal weer, terwyl jy dit hoor, sê, die plek is te beknop vir my, maak vir my ruimte, sodat ek hier kan woon. Jy sal in jou hart sê, wie het hulle vir my in die wêreld gebring, terwyl ek kinderloos en onvrugbaar was, 'n balling en 'n gevangene. Hierdie kinders, wie het hulle groot gemaak? Kyk, ek het alleen oorgebly, waar was hulle dan? So sê my Heer, die Here, kyk, ek sal na die nasies my hand ophef, na die volke my banier omhoog hou. Hulle sal jou seuns bring in die vou van die kleed, en jou dogters op die skouer dra. Koning sal jou voogte wees, en hulle prinsesse jou pleegmoeders. Gesig na die grond, sal hulle diep voor jou neerbuig, hulle sal selfs die stof van jou voete lek. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Wie op my wag, sal nie beskaamd staan nie. Jesaja hoofstuk 49 maak ons ook wakker dat die kinders sal terugkeer na Jerusalem, hemelse moeder. Kom ons gaan aan na Jesaja hoofstuk 62. Jesaja hoofstuk 62 vers 6. Op jou stadsmure, Jerusalem, het ek wagte uitgesit. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy. Wie vestig God? Om Jerusalem te vestig beteken om ons in te lig oor Jerusalem, ons geestelike moeder. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy Jerusalem. Wat maak hy van haar? 'n Loflied op aarde gemaak het. Uiteindelik is ons wagters op die mure van Jerusalem. Wie moet ons dan aan alle mense verkondig? Ons moet die heerlikheid van Jerusalem verkondig. Ons moet aankondig dat die ontvangs van Jerusalem, hemelse moeder, die mees geseënde pelgrimstog is, moet ons nie.
세계 모든 Dit is hoekom die Gees en die bruid vir die hemelse kinders sê om na hulle te kom in Openbaring hoofstuk 22 vers 17. 그렇게 예언해 놓으셨던 것입니다. Bovendien sê God dat alle nasies na Jerusalem sal stroom. 다 몰려갈 것이라고 했고 Hy profeteer ook, 또 왕비들이라고 koning sal jou 하지 않고 voogte wees 내 유모가 될 en 것이고 hulle prinsesse jou pleegmoeders. 그들을 핥을 Gesig na 정도로 die grond, 그들의 hulle 그 sal selfs die 위치를 stof van jou voete 낮추시게 lek. 될 것이라고 했습니다. God bind al die 이사야 profesieë Jesaja 66장, hoofstukke 이사야 62, 66, 이사야 60 en 49, Galasiërs hoofstuk 4 en Openbaring hoofstuk 22 so skakels in 'n ketting saam. 선자들의 예언들을 하나님께서는 하나의 어떤 연결고리처럼 다 이렇게 엮으셔서 Al ons verlore broers en susters sal terugkeer na Jerusalem, hemelse moeder. 예루살렘 하늘 어머니 품으로 이제 돌아오게 되는 Die mense weet dit 세상 nog nie. 사람들이 몰라서 그렇죠. Ons moet verstaan dat 'n pelgrimstog na die geestelike Jerusalem die mees geseënde werk is en die enigste manier om ons begeertes te vervul. 이룰 수 있는 유일한 어떤 그 길이라는 사실을 우리 모두가 반드시 또 아셔야 되겠습니다. 예. 그래서 Dis in die boek Handelinge 1, toe God na hierdie aarde gekom het in die naam van Jesus 2000 jaar gelede, het hy gesê: Moenie uit Jerusalem, maar bly in Jerusalem. 예루살렘에서 머물라. 그리하면 Dan sal jy die gawe uit die hemel 내 ontvang. 아버지께로부터 약속한 선물을 받게 될 것이다. Wat het hulle ontvang? 선물이 뭐였습니까? Het hulle nie die vorige reën van die Heilige Gees op Pinkster ontvang nie? 성령을 받지 않았습니까? 우리 Kom ons blaai na 성경의 Handelinge 한번 hoofstuk 열어보도록 1. 합시다. 자, 육적 Daar is die fisiese Jerusalem en daar is die geestelike 육적 Jerusalem. 예루살렘을 통해서 영적 Dit is God se wil 예루살렘에 dat 대한 ons die 모습을 geestelike Jerusalem deur die 내시고자 fisiese 하는 것이 Jerusalem 우리 verstaan. 하나님의 또 뜻이라는 것을 잘 또 헤아려 주시길 바랍니다. Kom ons kyk na 사도행전 Handelinge hoofstuk 1 3절의 vers 3. 말씀 함께 보겠습니다. Kom ons kyk na 1장 hoofstuk 3절의 1 말씀 vers 3. 보시면 Aan hulle het hy, 해받으신 na 후에 sy lyding, deur 또한 talle 저희에게 tekens getoon dat hy 확실한 leef, 많은 증거로 친히 toe hy oor 'n 사심을 tydperk van 나타내사 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saamgeëet het, het hy hulle beveel. Wat was sy opdrag? Moenie uit Jerusalem. Moes hulle in Jerusalem wees om die Heilige Gees te ontvang. Hulle kon dit in Jerigo of Damaskus ontvang. Dit kan ook op ander plekke ontvang word. Jesus het egter gesê, moenie uit Jerusalem. Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Daarom het die disippels volgens Jesus se opdrag 10 dae lank gebid. Wat het hulle op Pinksterdag in Handelinge hoofstuk 2 ontvang? Hulle was gevul met die vorige reën van die Heilige Gees. Hier, soos Jesus beklemtoon het om nie Jerusalem te verlaat nie. In die laaste dae, eers wanneer ons in Hemelse Moeder, die geestelike Jerusalem, woon, sal ons nie met die Heilige Gees vervul word nie. Dit is hoekom die profete Jesaja en Jeremia 2700 jaar gelede opgeteken het dat alle mense in Jerusalem sou vergader. In Jesaja 60 staan daar dat wanneer haar lig skyn, konings en nasies sal kom en haar seun sal van ver af kom. Daar staan geskryf, wie is dit daardie wat soos 'n wolk aangesweef kom, soos duwe na hulle neste. Dit is moontlik omdat God die wagte van Jerusalem beveel het om nooit stil te bly nie. Soos dit in Jesaja hoofstuk 62 geskryf staan. Ook, wat moet hulle doen totdat sy lof van die wêreld ontvang? Hulle moet nie rus nie, maar haar heerlikheid verkondig en die profesieë aangaande haar bekend maak. Ons leef in die laaste eeu van die Heilige Gees. Satan, die duiwel, is in vyandskap met Hemelse Moeder soos geprofeteer deur God in Genesis hoofstuk 3 vers 15. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel.
Die hele mensdom is onder Satan se voete en onderdruk deur sy mag. Daar is egter diegene wat nie onder die verdrukking van Satan is nie. Wie is hulle volgens Openbaring hoofstuk 12 vers 17? Hulle is die res van die vrou se nageslag. Die res van die vrou se nageslag onderhou God se gebooie en hou vas aan die getuienis oor Jesus, nie waar nie. God het net aan hulle die posisie van die koninklike priesterdom in die hemel gegee en het vir hulle 'n heerlike pad voorberei om die ewige lewe en seëninge te ontvang. Is dit dus nie ons toekoms aangesien ons vader en moeder volg nie? Baie mense probeer om ons geloof in hemelse moeder te ontwrig. Maar ons is vol vertroue dat God die Vader die wederkoms Christus is. Vir wie het Vader gesê dat hy volg? Aangesien Vader moeder volg, wat moet sy kinders dan doen? Is dit nie die wysste pad om moeder te volg nie? Daardie pad is die pad van vader en moeder en daardie pad is die pad na die koninkryk van die hemel. Ons moet daardie pad volg. Dis wat sê Micha hoofstuk 4. Hy sal ons sy weë leer sodat ons op sy pad kan wandel. Die woorde ek volg moeder is nie deur ons opgeteken nie. Wie se lering is dit? Dit is die leer van Vader. Laat ons daarom hierdie pad tot die einde toe volg, sodat ons die ewige lewe en seëninge saam met hemelse moeder in die hemel kan geniet. Wat sê dit oor diegene wat die woorde van hierdie profesie lees, hoor en bewaar? Hulle is geseënd. Diegene wat die hemelse seëninge sal ontvang, kan die woorde verstaan. Maar wat van diegene wat nie die hemelse seëninge sal ontvang nie, omdat hulle siende blind en horende doof is en dis nie verstaan nie. Maar gelukkig is julle oë, want hulle sien, en julle ore, want hulle hoor. Laat ons hierdie woorde, saam met die leringe van die Bybel, in ons harte graveer. Waarheen moet ons gaan vir ons pelgrimstog? Na Jerusalem. Ek hoop dat ons baie mense sal inlig oor die pelgrimstog na Jerusalem, hemelse moeder. Ek hoop julle vind genade deur hierdie preekpelgrimstog na die geestelike heilige land. Baie dankie.